Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So, kom ek begin met die vraag, as ons dink aan die woord vervolging, waaraan dink ons? Is dit nie so, ons dink miskien baie keer, dit is soos die Christen wat in 'n moslimland vervolg word, sy kop word afgekap, of die ou in die middeleeue, wat die Bybel vertaal het in Engels, William Tyndale byvoorbeeld, hy's verbrand. Ons dink aan daai extreme, of ons dink aan die Christen wat gegooi is vir die leeu's in die tyd van die Romeine. Ons kyk na daai prentjies en ons dink, maar dis vervolging, dis wat verwerping is. Maar daai is inderdaad voorbeelde waarna vervolging verwys word, maar as ons dit 'n bietjie nader huis toe bring, kom ons bring dit na ek en jy toe. Ons ervaar nie miskien dieselfde vervolging in daai ekstreem nie, maar vervolging en verwerping in Jesus se naam behels baie meer as net fisiese moord of aanranding. Dis miskien jou ou vriende wat sê, kyk hierdie stak-up Christen. Hy wil nie meer saam met ons uithang nie, by hierdie plek nie. Hy dink hy's te goed vir ons. Of dalk as jy 'n Christen het nou 'n tense verhouding met jou familie, waar jy voorheen dit nie gehad het nie. Van ons het juis uit verhoudings ook gekom. Eenvoudig, omdat jy nou Jesus najaag. Jou ou of meisie het jou miskien gelos, omdat jy Jesus koester, bo alles. Want hulle sê, jy neem sy naam te ernstig op. Miskien het jy te doen met Christene in die nominale sin van die woord, maar hulle sê, jy's 'n legalist, jy's hierdie wettiese persoon. Nou ewe skielik sê jy laster is sonde, nou ewe skielik sê jy rasisme is verkeerd, pornografie is 'n gruwel, jy's die een nou met al jou reeltjies, jy's intolerant, en kyk nog boonop, jy forceer Jesus af in mense se kele. Jesus het gekom om liefde te saai. En jy's nie liefdevol om te sê ander mense is verkeerd in hulle godsdienste nie. En jy noem jouself 'n Christen. So sonder om verder te gaan, dink ek ons kry die idee. Daar is stemme daar buite aandiens in die wêreld en selfs in nominale kringe wat vir jou en vir my wil laat kom verstaan, Christen, jy is 'n skynheilige. Jy verbeel jou, jy's beter as ons, maar eintlik is jy nie 'n disipel van Jesus nie. En dis nou die vraag, het hierdie mense nie dalk 'n punt nie? Tree hulle nie miskien jy so op nie, want dalk is ek die een wat stak-up is nie. Dalk is ek waarlik nie 'n disipel van Jesus nie, want die wêreld en die godsdienstige mense het nou teen my gedraai. Voor ek 'n Christen was, ons kan persoonlik van ons getuig, want die lewe was maklik geweest. Maar nou is dit nie meer nie. Ek ervaar verwerping, ek word vervolg in daai sin. Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoe kan hierdie 'n kenmerk wees van Christen wees? Het God my dalk verlaat? Het hy van my vergeet? Is my geloof eg as ek deur hierdie swaar kry gaan? Dis vrae wat natuurlik op kan kom. En dit bring ons na vanaand se vraag toe. En dis wat gee ons hoop en bemoediging om vervolging en verwerping te verdra? Wat is dit wat ek en jy moet onthou om bemoedig te word soos wat ons in die naam van Jesus verwerp word? Dis wat vanaand se skrif vir ons gaan wys deur 2 punte. En die eerste punt is daai lang teksgedeelte in hoofstuk 7. So hy gaan die langste wees. En die eerste punt is dit dat God se ware mense nog altyd deur die eeue heen vervolg was. En hulle is vervolg deur geesteenstaande mense. En tweedens, ons tweede punt gaan ons kyk na, ons kan bemoedig word soos ons sien dat God se koninkryk sal triomfeer te midde van en te danke aan vervolging. So dis die 2 dinge waarna ons gaan kyk. So kom ons herinner onsself net eerstens, wat gaan hier aan, waar is ons in die storie?
wat het tot dusver in Handelinge gebeur. So kom ons onthou net voor Jesus opgevaar het hemel toe, vertel hy sy disippels wanneer die Heilige Gees gaan neerdaal, sal hulle krag ontvang om die evangelie boodskap te verkondig. Beginnende in Jerusalem en tot by Samaria en dan aan die uithoeke van die wêreld. So hier kom die Gees, hy daal neer soos 'n vlam in hoofstuk 2. God se mense, Jesus se disippels, hulle is nou die nuwe tempel waar God se Gees woon. Maar hier kom die skeilie karakter, die Satan. Hy haat die tempel, hy haat God se kerk, hy haat God se koninkryk. Die oomblik toe die Gees uitgestort is, kom daar demoniese aanvalle deur middel van mense, sondige mense wat die vuur van God se kerk wil doodtrap. Maar elke keer, ironies genoeg, het dit gelei tot meer groei. In hoofstuk 4 is Petrus hulle gevange geneem. Maar die gevolg was, sê die teks, hulle die woord met boldness gepreach. In hoofstuk 5 kom Ananias en Safira en hulle, sê die teks, hulle is mislei of verlei deur die Satan en in die krag van Satan en waarin die Gees, hulle maak hulle dood. En wat was die gevolg? Vers 14 van hoofstuk 5 sê, 'n menigte mans en vrouens is bygevoeg tot die kerk. En dis dieselfde wat ons in vanaand se storie gaan sien. So hier is Stefanus nou in hoofstuk 6, soos Riepse ons laasweek gepreek het, 'n man vol van geloof en die Heilige Gees. En hy word valslik beledig deur hierdie godsdienstige mense vir laster teen God en hy laster teen Moses. Hulle sê, we have heard him speak blasphemous words against Moses and God, and that this Jesus will destroy the temple and change the customs which Moses delivered to us. Hy word voor dieselfde raad gebring wat Jesus tot die dood veroordeel het en ook voor wie Petrus hulle gestaan het. Ons moet besef julle en kom ons hoor hierdie mooi dat die beledigingsgerig aan Stefanus impliseer dat Jesus, dit impliseer dat die kerk en Stefanus vyande van God is. Dis die aantuigings. En dit bring ons nou na vanaand se teks toe. Stefanus se preek, hierdie lang teksgedeelte waar die hoëpriester kom, Caiaphas, en hy gee hom 'n kans om homself te verdedig. Are these things so? Vra hy vir Stefanus. Ons gaan sien wat hy gaan sê en wat hy doen. So ons vraag vanaand is, wat gee ons daai hoop en bemoediging, soos wat ons vervolging en verwerping ervaar vir Jesus se naam? So ons gaan kyk vanaf verse 1 tot 53 en dit is ons eerste punt. En dit is net om te herhaal, God se ware geesvervulde mense was nog altyd en sal nog altyd deur geesteenstaande mense verwerp word. So met ander woorde, Christen, wees bemoedig, want dit wat jy ervaar is hoe dit altyd gegaan het met die gelowige. So kom ons kyk na hierdie geheelbeeld van hoofstuk 7 en waarmee is Stefanus besig. Dis 'n lang teks, maar die punt is, hy is hier besig met 'n preek. So ek preek 'n preek oor 'n preek. Hy vertel die storie. En wat is die storie? Dis 'n storie bekend, welbekend aan sy gehoor. Dis die storie van Israel se geskiedenis, vanaf die roeping van Abraham in vers 2 tot by Salomo en die tempel in vers 50. Soos ek gesê het net voorheen, maar tyd gaan ons nie toelaat om deur elke faset, elke tema te kyk nie. Maar hierdie is wat ek wil hê ons moet onsself vra en dit is die. Waarom 'n geskiedenis van Israel? Wat 'n boodskap wil Stefanus oordra aan sy gehoor? Onthou wie sy gehoor, dis hierdie Jode en dis ook die raad, die Joodse raad. So dis 'n klomp mense, maar alles Jode. So wat is die boodskap wat hy wil oordra? Maar gelukkig hoef ons nie te wonder nie. Lees saam met my op die slide, dis vers 51 en die begin van 52. Stefanus sê vir hulle, dis die boodskap. Julle hardnekkiges met onbesnede harte en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook.
Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Onthou julle, Stefanus en dus die kerk was aangekla as lasteraars van God en Moses. Die Jode en die raad het in effek gesê, die kerk, hierdie beweging, hulle staan en verset hulle self teen God, teen die tempel, teen Moses en teen die wet. Maar Stefanus draai om, dink net aan daai beeld, hy draai om en hy sê, nee, okay, julle praat nonsens. Kyk maar net. Deur die eeue heen in ons nasie se geskiedenis, elke gesalfde profeet, elke verlosser wat God gestuur het, in wie die Heilige Gees was, is deur godsdienstiges vervolg en verwerp. Kyk vir Josef, kyk vir Moses, kyk vir al die profete. Hoe was hulle verwerp? Net soos die vaders gemaak het, nou het julle so ook gemaak met Jesus, die Seun van God. Julle weerstaan die Gees. Ek en die kerk staan in die lyn van ware gelowiges, van die ware geesvervulde mense. Ons staan vir God. Dis julle wat teen God staan. Dis julle wat laster teen die Gees. Julle staan in die lyn van blasphemers, in die lyn van die wat Christus doodgemaak het. Dis nie ek wat hier moet staan en verdedig nie. Dis julle. Julle moet hier staan. Dis nogal skerp woorde. So die geskiedenis van Israel, sê Stefanus, kortliks is die verwerping van God se geesvervulde mense. Kom ons kyk bietjie na die voorbeelde wat Stefanus noem. So ons gaan nou sien die eerste tema of voorbeeld van hardnekkigheid en weerstand teen die Gees waar dit voorkom, en lees saam met my op die slide, dis verse 9 en 10. Stefanus sê so, and the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt. But God was with him and delivered him out of all his troubles, and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. Nou Josef se storie kom vir ons voor in Genesis 37 tot 50. En hy was mos die kind van Jakob en hy was die broer van 11 ander seuns. So hier is nou die 12 aartsvaders van Israel. So as jy miskien die storie gelees het, sal jy onthou dat die broers, hulle het begin jaloers word op Josef. Hulle kon dit nie vat dat Josef of God aan Josef geopenbaar het in 'n droom dat hy verhewe sou wees, exalted, bo sy broers nie. So die broers sê in effek, ons gee nie om dat God Josef kies nie. Ons praat weer wanneer ons met hom klaar is, hierdie groot bek, wat gaan dan van hom word? Wat doen hulle toe? Hulle gooi hom in 'n put en hy word toe verkoop as 'n slaaf en hy eindig op in Egipte. Maar sien ons dit? God se geesvervulde man is verwerp deur sy eie mense. Ons moet dit raak sien, dis die hardnekkigheid waarna Stefanus verwys, wat al so vroeg uitspeel in Israel se geskiedenis. Maar die teks sê dat God met hom was en hom gered uit al sy beproewinge. Ten spyte daarvan, God het hom gered. En hier is ook die ironie. Josef was deur God gekies, juis om 'n redder te wees vir sy broers. God het hom verhef tot prime minister, eerste minister van Egipte, om sodoende voorsiening te maak vir daai 7 jaar lange hongersnood wat die land getref het. Hy was in 'n sekere sin Israel se verlosser, maar in 'n klein vee. Maar sien ons ook die skaduwee nie van Jesus Christus in Josef se storie nie. Joseph, God's chosen man, hy was verwerp en verkoop deur sy eie broers, weens jaloesie. Jesus was verwerp en verkoop deur sy naaste vriend vir 30 stukke silwer, ook uit jaloesie. Josef was gestuur na 'n put toe, maar God het hom daaruit gered en hom verhef tot leier van Egipte. Jesus het gesterf en was in die graf,
Maar God was met hom en het hom gered uit al sy beproewinge. Hy het weer opgestaan en regeer nou as koning. Josef was verwerp die eerste keer, maar hy was toe aanvaar as redder die tweede keer. Jesus was verwerp die eerste keer. Die tweede keer kom hy weer ten volle om te verlos. Maar kyk nou, doen hulle dit weer met Moses, hierdie verwerping. Onthou, Moses was 'n Israeliet, gebore in Egipte, die hele volk was daar gewees. En hy is toe gered van deur Farao se dogter en in die paleis groot geword. Maar lees saam met my verse 23 tot 27. Dit is op die slide. Hy sê hierso: Now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. And seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed, and struck down the Egyptian. For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. And the next day he appeared to two of them as they were fighting, and tried to reconcile them, saying, Men, you are brethren, why do you wrong one another? But he who did his neighbor wrong pushed him away, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Maar lees saam met verse 35 tot 36. Hy sê, This Moses, whom they rejected, saying, Who made you a ruler and a judge, is the one God sent to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. He brought them out after he had shown wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years. Daar sien ons dit weer. En die volgende is ook die profete. Dink net 'n bietjie aan mense soos Elia, Jeremia, Johannes die Doper. Ware gelowiges, nee, hulle was gevul met die gees van God. Maar elkeen van hulle was vervolg en verwerp deur kamstige godsdienstige Israel. Net 'n voorbeeld, dit was eens so erg gewees in Israel dat die profeet Elia man alleen gestaan het teen 450 Baal-profete, dis 'n afgod. Hy was een man teen 450. En die koningskap van Israel, en dis die ergste, hulle wou hom dood hê, hierdie man van God. En dit staan vir ons in 1 Konings 1:18, dis 'n baie goeie lees, gaan lees dit as jy 'n tydjie het. So ons moet dus ook nie verbaas wees dat ons in die minderheid gaan wees as ons vir God staan nie, as disippels van Jesus nie. Maar om terug te kom aandiens, sien ons hierdie patroon raak. Daar is die verwerping van God se geesvervulde dienaars. Dieselfde siklus wat rebelse Israel oor en oor herhaal. Hulle tree op teen God en teen sy gees. Josef, God se gesalfde, Moses, die een gekies deur God, die geesvervulde profeet, almal is verwerp, elkeen van hulle was vervolg. Net soos hulle in Jesus se voetspore gestap het op 'n figuurlike wyse, so loop ons ook daai selfde paadjie, is dit nie? 'n Pad gekenmerk deur vervolging en deur verwerping. En dis die punt wat Stefanus maak. Net soos Israel van ouds hierdie mense verwerp het, wat in effek beteken het hulle staan teen en laster vir God, so ook maak die Jode van Stefanus se dag presies dieselfde deur om God se finale en ultimate gesalfde te verwerp en te vermoor in Jesus Christus. En hierdie tendens kom al van die begin af en gebeur nog vandag. Dis wat ons moet raak sien. Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Ja, julle het diegene doodgemaak wat die koms van die regverdige vooraf aangekondig het. Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword, so sê hy vers 52. Maar Jesus, dis wat die profeet Jesaja sê. Kyk saam met my Jesaja 53, vers 3, hy sê, He is despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Jesus, liewe vriende, die Vader se finale en hoogste openbaring het nie die wêreld se goedkeuring gekry nie. Inteendeel, al wat die God mens gekry het,
van die wêreld was bespotting, laster, die sweep. Hy was opgespoeg en uiteindelik kry hy die kruis. Dis wat die wêreld vir hom gee. Dis die kersie op die koek van Israel se geskiedenis. God se geesvervulde man is vervolg en verwerp deur 'n geesteenstaande volk. En Stefanus, a man full of the Holy Spirit, bring daai parallelle huis toe om te beklemtoon wat hier aangaan. Maar wat ontvang hy? Wat ontvang Stefanus? Kyk vers 59 in julle Bybels, maar dit sê net eenvoudig, en hulle het Stefanus gestenig. Dis wat hy gekry het. En wat het met die kerk gebeur? Sien 8 vers 2 ook. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Sien ons dit? Dis wat gebeur met ware gelowiges. God se tempel in wie die Heilige Gees woon. A great persecution. Daar's nie goue medaljes van die wêreld omdat ek en jy 'n Christen is nie. Daar's geen standing ovation dat jy 'n disipel van Jesus is nie. Well done, good and faithful servant. Jy kry dit nie in die wêreld nie. Die kind van God word betaal met bloed in die lewe. Dis wat hy kry. So watter beginsels wil die teks vir ons uitwys? Praktiese beginsels, wat wil hy ons moet sien? Eerstens moet ons raak sien julle, en dit is nogals die groot ene. En dit is 'n waarskuwing. Hierso is ook 'n waarskuwing wat ons vanaand moet hoor. En dis die spiritual privileges do not necessarily mean spiritual realities. So ek sal dit in Afrikaans ook sê, dit's geestelike voorregte is nie altyd dieselfde as geestelike realiteite nie. En soos ek dit verduidelik, gaan dit baie duideliker word. So kyk julle, Israel regdeur in hulle geskiedenis was in 'n baie bevoorregte posisie. Ons sien nou hierdie kort beskrywing van Israel se geskiedenis. Maar alhoewel hulle die woord van God gehaat het en forme van godsdiens gehad het, hulle het God se krag en dade gesien. Dink 'n bietjie aan Moses, jy weet in daai tyd, hulle het die 10 plaae gesien, God se hand van redding daar, deur die Rooi See, die manna vanuit die hemel. Hulle het groot wonders gesien. Maar hulle harte was ver van God af. But in their hearts they turned back to Egypt. Dis vers 39. In their hearts they turned back to Egypt. En vers 51 sê Stefanus, sy gehoor was onbesnede van hart en hardnekkig. Dis Ou Testament taal vir teenstanders teen God. Hulle is eintlik afgodsdienaars. Sulke hardkoppigheid kan moontlik lei na God wat jou oorgee aan daai afgoderry. Dit sê in vers 42, then God turned and gave them up to worship the host of heaven. Sien, dis die verskil wat ons moet raak sien tussen die ware Christen soos Stefanus en valse godsdienstiges soos sy Joodse gehoor. Jy sien, die valse gelowige is die mens wat sê hy lewe vir Jesus. Hy's fisies in die kring van die kerk, net soos Israel was as 'n nasie, maar hy's iemand wie se leefstyl, sy vrugte dit nie wys nie dat hy 'n ware disipel van Jesus is nie. Die strewe van heiligheid, na heiligheid is nie vir hom belangrik nie. Hy lewe asof Jesus se genade vanselfsprekend is. God's grace is taken for granted. Daarom kan ek lewe in sonde. Ek hoef nie iets prys te gee vir Jesus nie. Of hy maak staat op sy eie geregtigheid en hy verwag dat hy net 'n gemaklike tyd van God moet kry. Dis wat hy verdien vir sy godsdiens. Vir hom is vervolging en verwerping nie eers 'n moontlikheid nie. Dis nie in sy verwysingsraamwerk nie. As vervolging en verwerping kom, dan sê hy I'm out of here. Dis dan vir my te moeilik hierdie Jesus ding. Maar die ware Christen, hy of sy is die persoon in wie die Gees van God woon.
Die ware Christen, hoor julle, is lief vir Jesus. Al twyfel ek en jy soms en gaan op en af in ons geloof, nee. Weet ons daar is 'n liefde wat ek het vir Jesus, tot watter mate dit ook al sal hê, want hy het in liefde sy lewe neergelê vir my. Die ware Christen het 'n lewende geloof, 'n living faith. Dis nie iets passief nie. Hy het nie 'n passiewe geloof nie. En hierdie living faith is gekenmerk, en dis die vruggie van die geestelike boom. Dis gekenmerk eerstens deur selfverloning. Selfverloning. Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, laat hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So die ware Christen het die wêreld en sy gemak prysgegee vir Jesus. Hy weet dat hy net soos Jesus geroep is om die pad van die kruis te volg en nog steeds alles gelos het om Jesus eerste te maak. Hy is bereid om verwerping en vervolging van die wêreld te ontvang vir Jesus. Is Stefanus nie hier die perfekte voorbeeld daarvan nie? Hy weet daar is 'n koste as 'n Jesus disipel om hom te volg. En hy was bereid om daai koste te betaal. Dis die ware Christen. En tweedens, die Christen is gekenmerk deur geloofsekerheid gefestig alleen op Jesus Christus, in sy bloed en wat hy gedoen het aan die kruis vir ons, namens vir ons. En so dis wat hierdie vir ons wys, ons moet dan dis net waaksaam wees. Ons kan nie op onsself vertrou of ons vertrou in ons eie performance sit nie. My kerkbywoning en my vorm van godsdiens nie. Maar mag ons gedryf word in gebed na die Here toe sodat sy Gees in ons harte kan werk om 'n ware geloof in hom te hê en in hom alleen. Maar tweedens, aan die ander kant van die windstuk, waar daar waarskuwing is daar ook bemoediging. En hierdie is die tweede beginsel, want die verwerping en vervolging wat jy tans ervaar, is hoe dit altyd nog gegaan het met God se mense. So ons het nou gesien dat hierdie lyn van geesvervulde mense nog altyd so was. Hulle is altyd gekenmerk deur vervolging en verwerping. Veral deur mense naas aan hulle. Dis die mense naas aan hulle. Hoor wat sê Johannes in 15 vers 20. Jesus in Johannes 15 vers 20. Hy sê vir ons, remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. Verwerping deur vriende, deur familie, deur die mense by die werk, die haat wat jy beleef, dit wat ek en jy tans ervaar, Here, dis nie buitengewoon nie, sê die teks. Hierdie is nie buitengewoon, die exception vir die geesvervulde mens nie. Which of the prophets did your fathers not persecute? Says Stephanus, and they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you have now become the betrayers and murderers. So aandiens, hoor net weer eens mooi. Hierdie moet ons saamvat, en dit is dat vervolging en verwerping is nie die uitsondering nie, die exception to the rule nie. Vervolging, dis eintlik die norm. Dis die bar, dis die standaard. Kan ons nie dan rus en sekerheid van geloof hê wanneer die wêreld en die skyngodsdienstiges ons teenstaan nie? Ons kan dan daarin rus. Vanaand se teks sê dan vir my en jou, Christen, verbly jou in die Here wanneer die wêreld vir my en jou verwerp. Wanneer jy ly vir Jesus se naam en wat se vorm dit ook al mag realiseer. Want as Jesus jou Here is en jy's gekleef van hom in geloof en deur die Heilige Gees, beteken dit jy's geseël met die Heilige Gees wat in jou woon. Daarom wees bly en wees bemoedig. Dit wat Jesus deurgegaan het, moet ek en jy ook. Saam met die lyn van al hierdie geesvervulde mense, saam met die Josef, saam met die Moses, saam met die profete en ook saam met Stefanus vanaand. Die beledigings en verwerpings wat ek en jy kry van die wêreld hier om ons. Julle dis kenmerkend van die Christen. Charles Simeon, 'n bekende predikant,
het dit so gestel. Hy sê, "My dear brother, we must not mind a little suffering for Christ's sake. When I am getting through a hedge, if my head and shoulders are safely through, I can bear the pricking of my legs. Let us rejoice in the remembrance that our holy head, Jesus Christ, has surmounted all his suffering and triumphed over death. Let us follow him patiently, for we shall soon be partakers of his victory." So, ons het nou gesien dat vervolging iets is waarin ons onsself kan verbly, omdat die geesvervulde mense van die eeue heen presies dieselfde deurgemaak het wat ons ook gaan of het al deurgemaak het. Maar nou gaan ons ook sien dat boonbehalwe dat vervolging normaal is dit ook die middel, dis die werktuig wat God gebruik om sy koninkryk en heerskappy, sy kerk uit te brei. En dit stel ons op vir die laaste punt, en dis verse 54 tot die einde van vers 2 van die 8ste hoofstuk. So iemand kan nou vra, okay Johan, ons sien nou dat verwerping, dis niks niets nie. Dis die norm van die geesvervulde mense, en ons het nou hierdie voorbeelde gesien, en dit maak sin. Maar, wat is die punt daarvan in die groter storie van die kerk? Want, as ek net prakties daarna kyk, vervolging, dit lyk na iets soos 'n rem, wat die uitbreiding van die kerk keer, want hier gaan gelowiges nou dood, hier gaan Stefanus dood. Is vervolging nie soos daai rem nie, dit keer dit net. En die ander vraag is ook, hoe kan ek ten midde van daai verwerping volhard in my getuienis en in my geloof? So dis vrae-aandiens wat hierdie laaste gedeelte vir ons gaan antwoord. En dis ons tweede punt. En dis dat God se koninkryk sal te midde van en te danke aan vervolging triomfeer. So te danke aan vervolging gaan die kerk triomfeer. So kom ons antwoord die eerste vraag, is vervolging nie miskien die rem wat die evangelie wiel verhinder om te draai nie? Die kort antwoord is nee. So na Stefanus se dood lees ons in vers 1 dat die kerk verstrooi is deur 'n ewige vervolging in die 8ste hoofstuk. Maar kyk net so 'n bietjie aan, hierdie is vers 4 van hoofstuk 8. Daar staan, die wat verstrooi is, those who are scattered, hulle het rondgetrek en die evangelie woord verkondig. Ironies genoeg was dit juist die vervolging wat gemaak het dat die evangelie uitgesprei het. As dit nie 'n vervulling van Handelinge 1 vers 8 is nie, dan weet ek nie wat is nie. Onthou julle wat sê Handelinge 1 vers 8? Dit sê, Jesus sê aan sy disippels, you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Dit laat mens dink aan daai bekende stelling dat the blood of the martyrs is the seed of the church, wat die kerk laat groei en uitsprei. Dis wat vervolging doen. So dis wat eintlik hier aangaan. So hier kom die Satan, en hy wil die vlam van God se kerk uitblus, uitdoof. Maar waar hy dink hy gooi water op die vuur, waar hy dink persecution verhinder die kerk, hier kom God in sy soewereiniteit. En hy verander daai water in petrol. Die vlam brand los. Dit brand helder. Dit skyn. So vervolging op 'n eienaardige manier, julle, dis 'n katalisator vir die uitbreiding van God se koninkryk. En dis die ironie. Dit maak nie vir ons aardse mense sin nie, maar dis hoe God werk. Kyk net byvoorbeeld ons Here se kruisdood, Die duiwel en sy travante, hulle dink daar het hulle vir Jesus daar hang hy aan die kruis, hierdie swakkeling wat hang daar. Maar wat hulle vir kwaad bedoel het God ten goeie gedink om sy kerk te red. Jared C. Wilson het dit so gestel, hoor net wat hy sê, beautiful are the ironies of the cross. As they mock him, they submit to prophecy. As they lift him up, they exalt him. As they kill him, he conquers. Dis die ironie.
En al sien ons nie miskien die vrug van ons verwerping in die lewe hier en nou nie, moet ons nie dink ons dra nie vrug nie. Kyk net vir Paulus, ons sien hom hier aan die einde van hoofstuk 7. Stefanus het nie in sy sterwensoomblik geweet, sy gebed in vers 60, hy sê, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hy het nie geweet dat daai gebed gaan lei tot die bekering van Saulus nie. Die apostel vir die heidene, wat die evangelie toe uitgebrei het. Op dieselfde manier die aandiens, dis wat ons moet sien, al lyk dit ons verloor, al lyk dit ons wen nie grond vir Jesus in ons kring nie, al word daar geestelike stene na ons toe gegooi, besef, ergens is daar miskien 'n Saulus, wie deur jou gebede op God se tyd tot redding en bekering gaan kom. En laastens, hoe kan ek te midde van verwerping volhard in my geloof? Hoe kan ek volhard in my geloof in hierdie moeilike oomblikke? Christen, ons moet ons oog hou op Jesus Christus. So wat se hoop het Stefanus gehad in sy sterwensoomblik, nê? Vers 56, kragtige woorde. Hy sê daar, Behold, I see the Son of Man, and the heavens opened, and he's standing at the right hand of God. Niks anders as 'n visie van koning Jesus nie. Staande daar reg om hom te vang. En is interessant, die teks sê, Jesus is standing. Dis amper asof hy gereed is om sy kind te ontvang. Sien julle hoe Jesus Stefanus bygestaan het? Hoeveel te meer staan hy nie by ons nie, in ons verworpenheid en ons vervolging nie. Psalm 110 sê van die Here Jesus Christus, The Lord rules in the midst of his enemies. Is dit nie presies wat Jesus hierso doen nie? Jesus regeer presies daar waar Stefanus gemartel word. Gelowige, Jesus regeer presies daar in ons moeilike oomblikke. In daai moeilike tye waar dit lyk ons verloor. Waar jy vervolg word vir sy naam. Sien, Jesus raak met die oog van geloof en dan kan ons verby ons omstandighede kyk en die een sien wat die dood oorwin het. Net so Stefanus. En ook kom ons hou ons oog op die opstanding. The resurrection. Vers 60 sê, Stephen fell asleep. Hier is die vraag, wat gebeur as ek en jy slaap? Ons word wakker. En dis die gedagte wat Lukas hier vir ons wil oordra. Gelowiges, ons glo nie meer in die finale dood nie. En die dood is nie die einde nie. Want Jesus se fisiese, liggaamlike liggaam het opgestaan uit die dood. En daai opstanding het bewys hy het die mag van die dood gebreek. Ja, Stefanus het dood gegaan, maar eintlik wat die teks sê, hy het net 'n nap gevang. Hy gaan weer wakker word. He fell asleep. Selfs al moet ek en jy doodgaan, as dit moet kom tot daai punt. Vanaand sê die teks, dis nie die einde nie, Christen. Daar is 'n nuwe en beter lewe saam met God wat vir ons wag. Handig daarom jou verwerping van jou vriende oor aan God, die bespottings en jou valse beledigings. Ons kan dit oorhandig aan God. Hy sal jou vindicate op die laaste dag, wanneer Christus terugkom. Dis wat Jesus gedoen het toe hy sy saak oorlaat aan God. Onthou toe hy aan die kruis gesterf het, hy sê, Father, into your hands I commend my spirit. En wat doen Stefanus in die oomblik? Hy sê presies dieselfde. Here Jesus, ontvang my gees. Want net soos Jesus se opstanding Stefanus se hoop was, so is dit ook ons hoop. Ons kan verby ons omstandighede kyk. Ons kan verby die wêreld kyk en ons kan kyk na die ewigheid wat uiteindelik saak maak. So my en jou vervolging lyk nie miskien soos die mense wat Stefanus noem nie en Stefanus se vervolging self nie, maar dis wat dit vir ons
ook moet oordra is dat ons storie sal net so uitdraai soos Stefanus soos Jesus in opstanding uit die dood. Ek dink ons moet dit net bietjie inneem, soos partykeer sien ons nie die erns daarvan nie, soos Jesus het opgestaan uit die dood, niks kan hom weerhou nie. En as ons verenig is in hom, gaan ons ook opstaan uit die dood. Dieselfde gees wat hom opgewek het, woon nou in ons. Dis die krag van God. En ons gaan in vindication eendag saam met hom in heerlikheid woon. En dis bemoedigend, nee, om dit te besef. So mag God ons krag gee en moed gee vir ons wandel in pelgrimstog ook hier op aarde, want hier is eintlik maar net klein oogwink vir hom en sy glorie. Kom ons hou ons oë gefestig op Jesus en ook op die opstanding. Amen. Kom ons bid saam. Ja, magtige Vader, ons het nou oorsigtelik gekyk na 'n ryk teks, Here, en gesien, Here, dat die martelaarskap, Here, van u gelowige mense is niks niets nie, Here, en dis inteendeel, dis iets wat ons moet verwag, Here. Here, ons vra vir u Gees om ons spesiale krag te gee van bo, Here. As dit ooit moet kom tot daai punt, Here, waar ons lewens moet oorgee aan Jesus. Here, waar ons moet sterf, Here. Maar selfs net in die klein dingetjies, selfs net waar ons in ons werke en ons vriende en ons families, Here, net die beledigings ervaar en Here, soms kan begin twyfel, Here. Vra ons net dat ons geloofsoog sal hou op u Seun Jesus Christus, wat nie net die dood oorwin het nie, Here, maar verhef is tot koning van die heelal. Here, hy is waarlik God en mens, Here, en hy staan langs die Vader en dis 'n bewys dat hy die dood oorwin het. Ons dankie, Here, dat ons 'n koning het wat geen vyand kan oorwin nie, Here, en u die mag van die duiwel verbreek. Here, versterk ons geloof en ons vra, Here, dat die genade van bo in ons sal woon, Here, dat ons ook 'n lig sal wees vir die wêreld daar buite, Here, wat so gekant is teen u en u Seun Jesus Christus. Ons bid en ons vra dit net in u naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.